Dan sê vriende, dan gaan ons net so sit, dan gaan ons met 'n gebed saam doen, dan gaan ons 'n lied sing, en dan gaan ons by die prediking van die woord kom. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dank en eer U, dat U ons Vader is, wat vir ons omgee, en dat die Bybel vir ons sê, dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Here, ons besef maar net elke dag meer en meer, dat U goedheid en guns oorvloedig oor ons lewens uitgestort word. Vader, seker die grootste geskenk wat U ons kon gee, is U Seun, Jesus Christus, die Godmens wat na hierdie aarde gekom het, wat sy lewe aan 'n vloekhout op Golgotha gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die kosbare werking van U Heilige Gees, die Gees van wysheid, die Gees van waarheid en insig, wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. Baie dankie dat U Gees ook U woord aan ons harte verlig. En soos ons deur die blaaie van die Bybel lees, kom leer U ons, Here, wat U gedagte vir ons is, maar bo alles wie U is en hoe ons U kan verheerlik in ons daaglikse wandel. U leer ons ook in die Bybel dat ons skynende ligte in hierdie donker wêreld moet wees. Here, U leer vir ons dat ons die hele wêreld moet ingaan en die evangelie verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. En ons vra vir gehoorsaamheid, dat ons ook in hierdie opsig U kan verheerlik, en dat kosbare siele gered sal word deur ons getuienis. Vader, ons weet ons kan mense nie red nie. Dit is U wat deur U woord en U Gees hulle oortuig. Maar ons het 'n opdrag. Ons het hierdie wonderlike voorreg om ambassadeurs van U te wees op aarde. Mag ons dit doen met 'n oorgegewe hart, met 'n toewyding, sodat ander kan sien dat ons nie net Christendom praat nie, maar dat ons dit leef, en dat ons ook hierdie evangelie verkondig, soos die apostel Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Baie, baie dankie vir die wyse waarop U vir ons sorg as gemeente. Dankie dat U die gewer is van alle goeie gawes. En ons dankie vir elkeen se getrouheid, dankie vir elkeen se bereidwilligheid, Here, om ook te gee en dan saam met ons te bid en te werk, sodat U saak en U naam en U koninkryk op hierdie aarde bevorder kan word. Vader, seën hulle met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, en ons eer U en ons dank U dat ons hierdie dinge kan bid in U kosbare naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop by Psalm 44. Ek lees uit die standaardvertaling van die Bybel, of die ou vertaling dan. Op die bord is die skriflesing ook aangebring, en ons is die Here baie dankbaar dat ons sy woord in ons midde het, die enigste boek in die wêreld geïnspireer deur die Heilige Gees. U moet tog nie al die predikante glo wat vir u sê, die Here het vir my gesê om vir jou te sê nie. Die Here het nie vir hulle gesê nie. Die Here het klaar gesê en is in sy woord opgeteken. Al wat ons moet doen is lees die woord. Dat ons nie nodig om te luister na elke ou wat 'n stem of 'n openbaring of 'n visioen ontvang het nie. Ek wil vir u sê, die kerk van die Here is so verward, want hulle lees nie meer die Bybel nie. Hulle luister te veel na wat mense sê. En mag die Here groot genade skenk dat ons by sy woord sal bly en dat sy woord ons sal versterk ook in al hierdie uitdagende tye waarin ons onsself bevind. Nou, soos jy weet, is ek besig met die reeks boodskappe uit die boek Psalms. So ek preek so elke ander week of derde week 'n Psalm, en dan is ons ook besig met die reeks uit Genesis, die fundamentele waarhede uit die boek Genesis. Ons lê die platform vir ons geloof, waarom ons sê ons glo wat ons glo. Ons het 'n bietjie gepraat oor die skepping, oor die feit dat God ook in genade sy seun gestuur het as redder, die ark as 'n tipe van Christus waarin ons skuiling kan vind, waar ons verlossing kan ontvang. En is ons vanmôre nou by die Psalms. Volgende week gaan ek weer bietjie vir so 2 weke uit Genesis preek en dan weer 'n Psalm, en so sal ons aangaan. En my seun is besig om te preek in hulle gemeente, ook uit die Psalms. So, ek gaan nie sê waar hy die Psalm gekry het nie, maar dis tussen ons. Maar hy preek vanmôre daar in hulle gemeente. Die enigste verskil is, hy moet in Engels preek. En ek is nie 'n man wat in Engels kan preek nie. Ek het eendag het iemand my gevra om 'n begrafnis in Engels te hou, maar wat gebeur het is, hulle het vir my alles verduidelik
Omtrent seker 10, 15 minute en toe op die einde, onthou dis in Engels, toe sê ek nie, ek hou nie die begrafenis nie. Sê jy het klaar gesê gaan hom hou, toe sê ek my, jy het nie gesê in Engels nie. So ek preek in Afrikaans, hier en daar 'n Engelse aanhaling, hier is 'n paar Engelse mense by ons. Ons is dankbaar ook daaroor dat hulle die Afrikaanse taal so mooi kan verstaan. En kom ons lees vanmôre God se woord, Psalm 44, geïnspireer deur die Heilige Gees, 'n Psalm wat geskryf is deur die kinders van Korag. Vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n onderwysing. O God, met ons oor het ons het gehoor, ons vaders het ons het vertel, 'n werk het u gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd. U self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit. Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm, en die lig van die aangesig, omdat u 'n welbehae in hulle gehad het. U selfs is my koning, o God, gebied die oorwinninge van Jakob. Deur u sal ons teestanders omstoot, in u naam sal ons hulle vertrap, wat teen ons opstaan. Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie. Maar u het ons verlos van ons teestanders, en ons haters beskaamd gemaak. En God roem ons die hele dag, en die naam sal ons loof tot in ewigheid, Sela. En tog het u ons verstoot, en tot skande gemaak, en u trek nie saam met ons leers uit nie. U laat ons agteruitwyk vir ons teestanders, en ons haters plunder na hartelus. U gee ons oor so slagvee, en u het ons onder die nasies verstrooi. U verkoop die volk vir niks, en het nie baie verdien deur hulle kooprys nie. U maak ons 'n smaad vir ons bure, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is. U maak ons 'n spreekwoord onder die nasies, 'n hoofskudding onder die volke. My skande is die hele dag voor my, en die skaamte van my aangesig oordek my. Weens die stem van my smader en lasteraar, weens die blik van die vyand en wraakgierige. Dit alles het ons oorgekom, en tog het ons u nie vergeet, en nie bedrieglik gehandel teen u verbond nie. Ons hart het nie agteruit gewyk nie, en ons gange het van u pad nie afgebuig nie. Alhoewel u ons verbrysel het in 'n plek van jakkalse, en ons met 'n doodskade weer oordek. As ons die naam van ons God vergeet het, en ons hande uitgebrei na vreemde God, sou God dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die hart. Maar om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons word gereken as slagskape. Ontwaak, waarom slaap u, Here? Word tog wakker, verstoot nie vir ewig nie. Waarom verberg u aangesig, vergeet u ons ellende en ons verdrukking? Want ons siel is in die stof neergebuig, ons buik kleef aan die aarde. Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil. Ons gaan net tot so ver saam lees, hierdie pragtige Psalm. Nag vriende, as ons so hierdie Psalm lees, is daar geweldig baie waarhede. En ek wil vanmôre vir u sê, ek gaan vir u een boodskap uit Psalm 44 bring, van baie wat 'n mens kan bring. 'n Mens kan oor God se soewereiniteit praat en 2-3 boodskappe daaroor bring vanuit Psalm 44. En daar is verskillende gedagtes wat na vore kom, en glo ek die Here het my gelei, en deur die studie wat ek gedoen het, gaan ek vanmôre met u praat oor hierdie paar verse, die laaste paar verse van ons voorgelese gedeelte, waar die kinders van Korag skryf. Hulle sê, ontwaak, waarom slaap u, Here? Word tog wakker, verstoot nie vir ewig nie. Waarom verberg u aangesig, vergeet u ons ellende en ons verdrukking? Want ons siel is in die stof neergebuig, ons buik kleef aan die aarde. Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil. Ek praat vanmôre met u oor die tema of oor die gedagte, waar is die Here in my donker dae van pyn, lyding en stryd? Waar is die Here in my donker dae van lyding, pyn en stryd? Nou vriende, as ons vanmôre oor hierdie bepaalde gedagte vanuit Psalm 44 praat, dan kan die meeste van ons met hierdie saak assosieer. Ons kan saamstem en ons kan in akkoord gaan met die psalmdigter en sê, ek wonder waar is die Here wanneer dit met my moeilik gaan. En ek glo met ons elkeen gaan dit van tyd tot tyd moeilik. Ons almal belewe tye van siekte,
finansiële stryd, daar is worsteling met sonde, mense, omstandighede, by my werksplek, in my familiekringe, vriende, daar is vrese vir die toekoms, daar is baie dinge wat gebeur, ons kyk wat gebeur op die oomblik, daar met Israel, en ons kyk na al hierdie dinge, en daar is vrees wat ons aan ons harte gryp, en dikwels vra ons, Here, waar is U in hierdie hele proses? As U 'n liefdevolle God is, as U 'n genadige en barmhartige God is, waar is U in hierdie stryd van my? Waar is U in hierdie beproewinge? Waar is U in hierdie tye van vrees en angs? Waarom red U nie? Waarom bring U nie verandering in hierdie wêreld nie? Waarom is alles besig om uitmekaar te val? En ag vriende, dit is nie vreemd om hierdie vraag te vra nie. U moet onthou, God ken jou hart. Ek sê dikwels vir mense, ek sê, baie keer wat nie oor ons lippe kom nie, is in ons gedagte. En baie keer vra ons in ons harte vir die Here hierdie vraag, en wanneer iemand my vra, hoe gaan dit, dan sê ek, nee, het gaan goed. Het gaan baie goed, maar dit kan nie beter nie. Ek moet net keer of dit gaan beter. Terwyl my hart vir my sê, jy's 'n leienaar. Want jy weet waarmee jy stoei, en jy ken die probleme in jou siel, en dinge waarmee jy worstel, en vrees, en verlange wat daar is, en ek dink so hierdie week aan families wat gebroke is, aan mense, nie net waar egskeidings plaasgevind het nie, maar waar die kinders oor see sit, en waar daar hierdie hartseer en verlange is, en baie mense sit letterlik in ellende, en hulle vra, Here, waar is U? Nou die kinders van Korag het presies dieselfde gevra, hulle sê, ontwaak, waarom slaap U, Here? Het jy al gedink om so iets vir die Here te sê? Ek dink nie een van ons wil die vrymoedigheid neem nie, maar kyk die gesindheid waarmee hulle dit doen. Dit was nie arrogansie om vir die Here amper te verwyd en te sê, waarom slaap U nie? Maar as God se kinders, het hulle die vrymoedigheid gehad om te sê, Here, kyk ons huidige situasie, kyk ons probleme, sien wat aangaan, en gee nie om nie, Here, slaap U? Hou U oë toe dat U nie sien wat gebeur nie? Verstoot U ons, is U kwaad vir ons? Is U moeg vir ons? Hulle vra hierdie vraag, waarom verberg U aangesig? Waarom vergeet U ons ellende en verdrukking? En ons gaan vanmôre in die boodskap sien, ons kom baie keer by 'n verkeerde gevolgtrekking uit, wanneer ons in moeilike situasies onsself bevind. Vers 27, staan op tot ons hulp en verlos ons om U goedertierenheid ontwil. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk, nou hierdie Psalm uitspeel, en wat die Here vir ons wil kom leer. Nou voor ons by dit kom, moet ons net eers weer kyk na wie's die kinders van Korag. Onthou jy die kinders van Korag? Van u kan onthou, van u was nie hier gewees nie, so ek gaan net vinnig vir u sê, die Psalm wat geskryf word, hierdie Psalm 44 is deur die kinders van Korag geskryf, en hulle het 'n baie interessante geskiedenis. Nou die Bybel sê vir ons in Numeri 3, het God die Lewiete uit die stamme van Israel op sy gesit ter voltydse diens aan hom. Nou hulle is georden om sorg vir die tabernakel en al sy werktuie, asook die verbondsark te dra. Nou slegs die nageslag van Aaron was egter toegelaat om as priesters te dien. Ok, so in ander woorde, nou sien ons die 3 seuns van Levi, was Gerson, Merari en Kiat. Nou die Kiatiete was verantwoordelik vir die versorging van die heiligdom, hulle was verantwoordelik vir die versorging van die ark, die tafel, die kandelaar, die altare en alles wat met die gebruik daarvan verband hou. Hulle was onder die direkte toesig van Eleazar, seun van Aaron. Ek wil net vir u sê, ons kan nie die Bybel lees, losstaande van mekaar, en sê, ok, ek is nie baie lief vir die Ou Testament nie, so ek gaan my eerder bepaal by die Nuwe Testament, of ek is baie lief vir die Psalms, maar ek is nie lief vir die boek Levitikus, of miskien Exodus nie. Luister vriende, die Bybel vorm een groot geheel. En daarom as ons vanmôre wil verstaan, wat die kinders van Korag skryf, moet ons verstaan wie hulle is, waar hulle vandaan kom, die stryd waarin hulle self bevind, en hoe die Here dan ook die uitkoms vir hulle gee. Met ander woorde, die Lewiete was deur God uitgekies om dan diens te doen by die tabernakel. Die Bybel sê vir ons dat uit hierdie geslag van die Lewiete was die 3 seuns Gerson, Merari en Kiat, en die Kiatiete was verantwoordelik dan ook gewees vir die versorging van die ark. Nou anders as die Gersoniete en die Merariete, wat toegelaat was om die goed onder hulle sorg op waans te vervoer, moes die Kiatiete hulle goed, die heilige dinge van die tabernakel op hulle skouers
dra. Nou hier kom al reeds 'n probleem vir ons, né? Waarom kan daai een ry en moet ek loop? Waarom bly hy in daai huis en ek moet in hierdie huis bly? Waarom kry hierdie een soveel salaris en hierdie ene so min? Dis die probleem van die mens. Die Keatiete was nie tevrede met die feit dat hulle die goed moes dra nie. Luister, God gee die opdrag. As God die opdrag gee, dan moet jy die opdrag uitvoer. In hierdie geval was hulle nie baie tevrede nie. Nou leer die Bybel vir ons, die priesters moes die heilige voorwerpe in spesiale bedekkings toedraai voordat dit vervoer was. Jy kan daarvan gaan lees in Numeri 4 vers 15. En baie van die Keatiete het hierdie taak begin minag en die rol van die priesters begeer. Hulle wou oor hierdie limiet gaan wat God vir hulle gestel het, oor hierdie lyn wat God in die sand getrek het. En hulle het gesê, ons is nie tevrede met die dra van hierdie heilige voorwerpe nie. Ons wil die rol van prominensie geniet. Ons wil hierdie rol van die priesters oorneem. Toe sê die Here vir hulle, is okay, ons verstaan, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir julle hierdie rol gee. Nee, die Bybel leer vir ons in Numeri 16:28, toe Korag, Datan en Abiram opstaan, en hulle sê vir Moses en Aaron, luister, ons is nie tevrede met julle leierskap nie. Toe sê die Here, nou kom julle nader, en ek kom nader saam met Aaron, en ons sal sien wat God besluit. En die Bybel sê, toe sê Moses, hieraan sal julle weet, jy moet onthou die massas mense staan nou om Moses en Aaron, Korag, Datan en Abiram, en Moses sê, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het, om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. Vers 31, en toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeer die grond wat onder hulle was. En die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. Toe het die vuur van die Here uitgegaan, en die 250 manne verteer wat die reukwerk gebring het. Wie is die kinders van Korag? Die kinders van Korag, sien ons hier, is deur God geoordeel, omdat hulle Moses en Aaron se posisies begeer het. Hulle was nie tevrede met wat God vir hulle gegee het nie. En nou dink ons by onsself, maar hoe kan hulle dan 'n psalm geskryf het, of psalms geskryf het? Want u sien, God is genadig, en hy is barmhartig. U moet tog asseblief dit nooit vergeet nie. U sien, ons leef in die tyd waar die twee uiterste pole is. Mense vrees so vir God, hulle het geen vrymoedigheid om na hom te nader nie. Hulle dink hulle kan nooit sy kind genoem word nie, en aan die ander kant is daar mense wat totaal ligsinnig en so half traagmenieagtig teenoor God is nie, en sy genade misbruik om hulle sonde te regverdig. En ek dink die goeie balans lê vir ons hierin, dat die feit is, dat alhoewel God die kinders van Korag geoordeel het, oor hierdie daad van rebellie, is hy 'n genadige God, na 7 opeenvolgende geslagte. Dis omtrent 200 plus jaar wat verbygegaan het die profeet Samuel opgestaan uit die geslag van Korag, waarvan die geslagregister opgeteken is in 1 Kronieke 6 vers 31-38. Nou ek weet nie of u hou van geskiedenis nie, ek hou daarvan. As u nou verveeld is, moenie in die slaap raak nie, anders dan vir jou vra om te kom preek, né? Of vir die ouens te sê wat ek al gepreek het. Maar die gedagte is net, kyk hoe genadig is God. Korag, Datan en Abiram en hulle bende word deur God gedood oor hulle rebellie. 7 opeenvolgende geslagte gaan verby, en hierdie profeet Samuel, wat van Dan tot Berseba die getuienis gedra het, dat hy God welbehaaglik is, staan op uit hierdie geslag van die kinders van Korag. Ons lees later dat die Koragiete het deurwagters en bewaarders van die tabernakel geword, 1 Kronieke 9, 19 tot 21, ons lees ook in 1 Kronieke 12 vers 6, dat sommige hulle by die koning aangesluit het, koning Dawid, en in verskeie militêre wedervaringe, dan ook die reputasie verwerf het as kundige krygsmanne. Die merkwaardigste ding om op te let oor die seuns van Korag is egter, dat hulle gedurende die tyd van koning Dawid die groot leiers in koor en orkesmusiek in die tabernakel geword het. Dis die gedagte, jy moet onthou, dis nou die kinders van Korag wat hierdie Psalm 44 opgeteken het. Hulle weet wat in die verlede gebeur het. Hulle beleef nou in die hede geweldige uitdagings, en hulle het nodig om God te vertrou vir die toekoms. En kom ons kyk in hierdie Psalm na 4 gedagtes. Nou, ek gaan nie sê 4 kort gedagtes nie, want dan gaan die meeste van u dink,
Hy weet nie wat 'n skort gedagtes nie. Maar kom ons kyk, ek het voorberei, en ek vertrou die Here dat u genoeg moed en krag sal hê om saam met my deur hierdie Psalm te werk. U kan die Bybel by u hou. Ek het die verse ook op die bord. Die eerste gedagte wat die kinders van Korag vir ons wil deurgee in hierdie Psalm met die stryd waarin hulle self bevind, is die gedagte van onthou God se getrouheid in die verlede. God se getrouheid in die verlede. Ek lees vir julle 'n paar verse. Psalm 44 vers 1. Vir die musiekleiers van die kinders van Korag 'n onderwysing. O God, met ons ore het ons dit gehoor. Ons vaders het ons dit vertel, 'n werk wat u gedoen het in hulle dae, in die dae van die voortyd. Ek vra vanmôre net gou vir jou. Wat het jou kinders in hierdie week gehoor? Wat jy oor God getuig het teenoor hulle? Het hulle in hierdie week by pa en ma gehoor dat God getrou is? Dat hy ons in die verlede gedra het en dat ons kan steun op die hede dat hy ons sal dra? Of het hulle miskien in hierdie week gehoor hoe ons kla en murmureer, in opstand kom teenoor dit wat aangaan, ons is nie tevrede met ons omstandighede nie. Die Bybel sê vir ons, die kinders van Korag het hierdie saak baie duidelik by hulle vaders gehoor. Pa se pa het vir hulle vertel dat hierdie God is 'n getroue God. Hy is nie 'n God wat jou in die steek sal laat nie. Vers 3, u self, nou praat hulle van die Here, u self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarteen laat uitsprei, want hulle die land nie deur hulle swaard in besit geneem nie. En hulle arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat u 'n welbehae in hulle gehad het. Vriende, luister, wat nou in Israel aangaan is nie toevallig nie. En die lande wat teen hulle veg eintlik maar teen wind. Hulle gaan nêrens kom nie. Want u sien, die ding is, God het 'n bepaalde liefde vir sy volk Israel, en alhoewel hulle hom nie as Messias erken op die oomblik nie, sê die Bybel, daar sal so dag aanbreek, en die kinders van Korag sê maar presies dieselfde. Die feit dat Israel gevestig is omdat God hulle gevestig het. Die feit dat hulle vandag nog as volk funksioneer is omdat God hulle in stand gehou het. En die kinders van Korag probeer net hier aan die begin van hierdie Psalm die gedagte deurgee. Want u moet onthou, hierdie was liedere wat gesing was by die aanbiddingstyd, wanneer die volk saamgekom het. Dan was hierdie liedere gesing, hierdie waarhede was oorgedra en gekommunikeer deur liedere. En hierdie was maar een van hierdie liedere. Ons het met ons eie ore gehoor hoe getrou God in die verlede was. Ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer laas jy stil gaan sit en gedink oor jou lewe en gekyk na God se getrouheid ook in jou lewe? U sien, die kinders van Korag het nodig gehad om te dink, te lees en te praat oor God se getrouheid deur die eeue wat sy volk aanbetref, wat hulle as individue aanbetref, hoe die Here hulle bewaar het, hoe die Here getrou was, hoe die Here vir hulle gebring het tot op daardie bepaalde tydstip. Luister, hulle moes nie in die verlede geleef het nie, maar hulle moes die verlede gebruik het as 'n bousteen vir die hede en vir die toekoms. Luister, dit is belangrik om hierdie waarheid raak te sien, want Psalm 78 vers 3 sê vir ons, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan die kinders bekend te maak, sodat, let op hierdie woord, ek het hom vir u uitgelig, sodat, wat staan daar? Die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel, en dan hulle kinders en hulle vertrou op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Luister, gaan praat met die deursnee jong mense in Suid-Afrika vandag. Hulle weet nie wie God is nie. Hulle weet nie dat hierdie God van Abraham, Isak en Jakob die getroue verbondsgod is, wat ons gedra tot op hede nie. Jy praat met jong mense, hulle weet nie wat in die Bybel staan nie. Hulle weet nie eens daar is 'n ding soos die Bybel waaruit ons moet lees om God te hoor praat met ons nie. U sien, die probleem is, ons is stil oor God en ons vra, waarom gaan dit in Suid-Afrika soos dit gaan? Waarom gaan dit in Europa en in Amerika en wêreldwyd soos dit gaan?
Luister vriende, ons kan nie God een kant skuif, uit sy skepping skuif, uit sy kerk skuif, uit die skole skuif, en dink daar gaan niks gebeur nie. Ons verantwoordelikheid as ouers, is om aan die volgende geslag te vertel, dat Jesus Christus is die redder, God is die skepper, en die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. As jou kind nie daarvan hou nie, dan sit hy nog steeds stil en hy luister. Solank hy onder jou dak is, solank luister hy na hierdie God, wat die Bybel vir ons van vertel, waarvan jy die een is wat het oordra aan hom, omdat die Here jou as hoof in jou huis aangestel het. Ek sla my hande saam as ek kyk hoe ouers maar inwillig wanneer hulle kind sê, ek is nie lus nie. Maar nie dit en ek wat sla, nee boetie, kom hier so. Pa het vir jou 'n wonderlike 5-punt plan. En hierdie 5-punt plan werk gewoonlik baie goed, want u weet mos, by ons kinders tussen hulle oor en hulle boude is daar 'n was, of 'n pypie. Nou kom was in. As jy warm maak onder, dan smel die was en hulle hoor. Weet nie hoe werk dit nie, is fantasties, dat die Here hulle so saamgestel het. Maar luister, het jy in hierdie week met jou kind gesit? Het jy vir jou kind vertel? Daar is 'n God in die hemel en al lyk dit op 'n chaos op aarde, is hy nog steeds 100% in beheer. Het jy hulle vertel hoe die Here ook hierdie geslag gedra het, en die geslag voor hulle en die geslag voor hulle, en hoe die Here getrou was in die verlede. Ag vriende, wonderlik om hierdie groot en kosbare waarhede te kan sien. Miskien sit jy vanmôre hier en jy dink by jouself, wat lê vir ons voor? Miskien by jou werksplek is daar krisisse, miskien in jou huishouding, miskien met jou kinders, miskien is daar probleme in jou lewe. Ek dink so vanmôre aan een van my vriende wat 'n boerdery het. Hy luister heel moontlik vanmôre in, maar dan in Makwaland, en hy het legio uitdagings. As dit nie die droogte is nie, is dit die jakkals, as dit nie jakkals is nie, is die onbetroubare werksmag, mense wat nie opdag vir werk nie, en elke maal sal hy vir my sê, luister, ek weet nie wat vir my voor lê nie. En dan sê ek vir hom net hierdie ding, dink aan God se getrouheid van die verlede. Jy is al ver gevorder op die jare. Hy is so amper 10 jaar ouer, as ek moet amper vir hom oom sê. Maar ek sê vir hom dikwels, ek sê luister, kyk hoe God jou gedra tot op hede. Hy sal jou dra in die hede, en hy sal jou dra tot in die verre toekoms. Die Here het nog nooit vir ons gesê dit sal maklik wees nie, maar ons het die verantwoordelikheid om met ons kinders te kommunikeer dat God vir ons goed is. Ek het 55 jaar oud geword, en ek dink aan Jakob se woorde toe hy sy ouderdom gegee het, en hy sê God was getrou tot op hede. Daar was nie altyd net maklike dae nie, maar belangrik om te sien wat die Here in Deuteronomium 8 vers 2 sê. En jy moet dink aan die hele pad, waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging, beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Dink aan die hele pad waarlangs die Here God jou lei tot op hierdie dag. Miskien is jy 15, miskien is jy 25, miskien is jy 85. Maar dink aan God se getrouheid, dink aan sy genade, dink aan sy versorging, dink aan die tye van tug, die tye van uitdagings, die tye van beproewinge. Die Here vorm ons en hy verander ons. Luister, ons het nodig om te dink. My vrou sê vir my, ek dink te veel. Ons het afgery Kaap toe nou so paar weke of paar maande terug, en die radio was nie een keer aan vir die amper 3.500 kilos wat ons gery het nie. En baie keer sal hulle my vra, pa, ou Kalfyn, pa, net so bietjie. En dan stik hom aan en dan sien ek hy raak so weg, dan stik hom weer af, want ek wil dink. En ek dink dikwels terug aan hoe getrou God my gedra het, my huis gedra het. Ons as familie, Bekes familie gedra tot op hede. En ek eer hom en ek loof hom en ek prys hom. Maar vriende, mense vra nou die vraag vir my, hulle sê vir my, maar jy sê nou vanmôre, of die Bybel sê vir ons hierso dat hulle teruggedink het aan die verlede, terwyl die apostel Paulus sê in Filippense 3:14, maar een ding ek vergeet, die dinge wat agter is. En ek strek my uit wat na voor is.
en jaag na die doel om die prys te verkry van die oorroeping. Hoe versoen 'n mens die twee met mekaar? Ons moet dink aan die verlede, dink aan die hele pad waarlangs die Here God jou nou lei, en Paulus sê, vergeet die dinge wat agter is. Die konteks is eenvoudig. Paulus het gepoog om deur sy werke God te behaag. Onthou u as fariseer? Hy sê ek het alles as drek beskou. Hy sê ek kyk terug en ek sien al my werke wat ek probeer ophoop het om God te behaag, en ek was 'n vervolger van die gemeente omdat ek gedink het ek is 'n volgeling van die Here. Toe die Here hom op die pad Damaskus red, toe sê ek vergeet my werke. Ek vergeet al my pogings. En ek sien God se genade, want Paulus self verwys dikwels in sy geskrifte terug na die Damaskus ervaring, waar hy gered geword het. So, hy kyk terug in die sin, en hy sê, weet jy wat, geen werk van myself kan my red, of in stand hou nie. Maar God is getrou, hy sal vir my dra. So die eerste gedagte, ons moet terugdink aan God se getrouheid in die verlede. Ons bly nie in die verlede nie. Ons is nie meer daar nie. The past is gone forever. The future is uncertain. The only time you have is now. So kom ons kyk na die volgende punt. So die eerste plek, die eerste gedagte, dink terug aan die pad wat God jou gelei het, top tot bede, sy getrouheid, sy genade, sy versorging, sy voorsiening. Die tweede ene, moenie ophou vertrou in die Here nie. Baie belangrik, hoor wat staan in vers 5. Psalm 44 vers 5. U self is my koning, o God, gebied die oorwinninge van Jakob. Deur u sal ons teenstanders omstoot. In u naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan. Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my nie die oorwinning gee nie, maar u het ons verlos van ons teestanders en ons haters beskaamd gemaak. En God roem ons die hele dag. En u naam sal ons loof tot in ewigheid, Sela. U weet wat beteken die woordjie Sela? Sela beteken, dink 'n paar oomblikke oor dit wat jy nou gelees het. Dink 'n paar oomblikke wat jy gelees het. En God roem ons die hele dag, en u naam sal ons loof tot in ewigheid. Met ander woorde, as ons terugkyk na die verlede, en ons beleef huidige in die hede situasies en probleme en omstandighede, reken op hierdie selfde God van die verlede, want ook in die hede kan jy hom vertrou. Hy is nie 'n God wat jou sal teleurstel nie, hy sal jou nie in hierdie moeilike omstandighede maar net laat begaan nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die kinders van Korag spreek die vaste vertroue uit, dat die Here tans vertrou kan word. Hy was nie net in die verlede getrou nie. Ons praat nie net van ons oupas en oumas, wat sy versorging beleef het, en uitkoms beleef het in hulle lewe nie. Maar ook nou kan ons hom vertrou, hy wat verlossing skenk, uitkoms, vrede en rus gee. Nou vriende, is baie maklik om die Here te vertrou, wanneer dinge goed gaan, hè? Sing as die son skyn lag. Maar die tweede een sê, sing deur die donker nag. Daarom ek vanmôre vir u sê, moenie ophou om die Here te vertrou nie. Maar luister Gerard, jy is nie in finansiële probleme nie. Jy is nie siek soos ek siek is nie. Jou kinders is nie so vrek stout soos myne nie. Hulle rebelleer, hulle staan op teen my. Jy het nie so moeilike baas by die werk soos ek het nie. Jy verstaan nie wat in my lewe aangaan nie. Mense sê dikwels vir my, ek verstaan nie, so asof ek op 'n ander planeet bly. Ek wil vir u sê, na kerk gaan ek hemel toe, hoor. Ek kom volgende week Sondag weer terug. Dis hoe mense baie keer dink, lewe ek my lewe. Ek word daagliks gekonfronteer met dieselfde goed waarmee u gekonfronteer word. Ek leef in Suid-Afrika soos u leef. Ek leef tussen en onder ongeredde mense soos u self in daardie situasie bevind. Vir donkie jare was ek iemand wat daagliks in my lewe met klomp ander polismanne moes skouers skuur en gehoor het wat hulle gesê het, en ek wil vir u sê, ek het gedog as ek golf speel, gaan dit begin beter gaan. Maar ek wil vir u sê, hulle is net soos die polismanne. As hy goed golf speel, dan prys hy die Here. As hy sleg golf speel, dan wil ek vir u sê, is dit maar 'n ander storie. Maar hoor wat sê die Bybel, moenie ophou vertrou in die Here nie. Johannes 15 vers 4 sê Jesus, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle my nie bly nie. Ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly,
En ek en hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis 'n dag vir dag se vertroue, uur na uur se vertroue. Hoor hoe pragtig sê Halleluja die 212 dit. Ek het vir u saamgebring. Volg daar op die bord. Slegs vertroue elke dag. Moed hou deur die swartste nag. Jesus trou staan vas en paal, slegs vertroue, dit is al. Vers 4 sê slegs vertroue uur na uur. Heel my korte lewensduur, tot ek voor sy troon neerval, slegs vertroue, dit is al. Die koorgedeelte sê slegs vertroue sien op Jesus, dit is al. Aan hom vasklem elke dag, slegs vertroue, dit is al. Vertroue te hê in die Here as dit moeilik gaan, miskien in jou huwelik, in jou huishouding, met jou kinders, met jou finansies. Miskien wanneer een van hulle siek word, nou die so paar weke terug, toe ek wakker word, hoor ek iemand is geweldig siek. En ek dog myself, is dit my bure, want die huis is redelik naby mekaar, en ek dog, hierdie buurman van my is baie siek. En toe ek mooi luister toe, hoor ek nie, dit is my eie kind. En ek gaan af by die trappe vroegoggend, Kalfyn toe hy witseer keel gehad het. En ek sien hoe hy 6 kilogram in 'n week verloor. En ek besef en ek gaan sit langs sy bed en ek sê, Here, as u nie ingryp nie, is alles te vergeefs. Die antibiotika wil nie werk nie. Dit lyk of hierdie kind net sieker word. Hy word al hoe maarder, hy het nie krag om op te staan nie. As u o God nie help nie, is alles te vergeefs. Ek onthou toe my ma kanker gekry het op 54, dat my pa langs haar bed sit en vir haar een gedeelte na die ander gedeelte uit die woord lees. Het sy lewendig ander kant uitgekom? Nee, sy het gesterwe. Maar ons kan God vertrou, ook in daardie situasie. En dis wat die kinders van Korag ons wil kom leer. Dieselfde God wat getrou is in die verlede, is getrou in die hede. Ons kan hom vertrou met elke situasie. Ons gaan nie noodwendig die uitkoms kry soos ons dit bel en bestel nie. Jammer vir die platvloerse uitdrukking. Maar ons weet God gaan verheerlik word in dit alles. Die voorlaaste gedagte, wees getrou aan hom wat ook al gebeur. Wees getrou aan hom wat ook al gebeur. Hoor wat staan hierso. Hierdie volk is in 'n moeilike situasie. Dit lyk vir my of die vyhandige magte inval gedoen het en seker van hulle mense gedood het en daar was 'n oorlog en hulle probeer sin maak. Die kinders van Korag probeer sin maak wat aan die gang is en Here, u was getrou in die verlede en Here, u is getrou in die hede, maar wat van ons? Dit lyk nie of dinge beter gaan nie. Vers 18. Dit alles het ons oorgekom en tog het ons u nie vergeet en nie bedrieglik gehandel teen u verbond nie. Ons hart het nie agteruit gewyk nie en ons gange het van u pad nie afgebuig nie. Alhoewel u ons verbrysel het, in 'n plek van jakkals sê en ons met 'n doodskade weer oordek. As ons die naam van ons God vergeet en ons hande uitgebreid na vreemde God, sou u dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die harte, maar om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons word gereken as slagskape. Vriende, as daar slegte dinge met jou gebeur, moenie dink is die duiwel nie. Luister, jy glo vanmôre een van twee dinge, of God is in beheer, of die duiwel is in beheer. En ek wil vir jou sê, veel eerder God as die duiwel. Want die Bybel sê die duiwel is 'n mensemoordenaar. As het van die duiwel afgehang en dat hy in beheer is, dan was ek vanmôre nie hier nie. Maar die soewereine God is in beheer van my en jou pyn, van my en jou hartseer, van jou uitdagings, daai baas by jou werk wat jy miskien nie goed mee oor die weg kom, net God bepaal en beskik. Daardie stoute kind van jou, het God vir jou gegee om te dissiplineer. Die goddelose regering in Suid-Afrika het God aangestel. Die finansies wat jy het en jy kyk na jou uitgawes en jou inkomste en jy dink by jouself, ek gaan dit nie kan balanseer nie. Dan vra ek vir jou vanmôre om God te bly vertrou. Daar is sekere dinge wat ons in ons lewens doen wat vir ons hartseer berokken, dis verseker so. Ons kan nie meer skuld maak as wat ons inkomste is en dan die Here sê, Here, u moet nou hierdie probleem uitsorteer. Ons praat van die deursnee dinge waarmee ons worstel, wat ons elke dag beleef en ons vra dikwels, Here, waar is u in hierdie hele situasie? Slaap u, sien u nie? Gee nie om vir ons nie. In hierdie Psalm kom die kinders van Korag. En hulle moedig ons aan om getrou te bly aan die Here, ongeag die omstandighede.
ongeag dit wat gebeur met ons, om getrou te bly aan ons meester. Ons kan hom vertrou met alles in ons lewe. Nou ek het Romeine 8:36 hieronder geskryf. Wie kan vir my sê hoekom? Ok, Romeine 8:36, onthou u die apostel Paulus? So seker die gedagte van alles wat ten goeie meewerk, maar die apostel Paulus, net na die alles werk ten goeie mee, skryf hy presies daar die woorde in Romeine 8. Maar om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons word gereken as slagskape. In die Nuwe Testament vind ons hier die waarheid, dat ons as kinders van die Here moet besef, ons slegste lewe is, nou, moet tog nie, vir oom Jolosteen glo nie, moet tog nie sy nuutste kar en sy nuutste huis en sy nuutste besigheid subsidieer met die leen every day is a Friday nie. Elke dag is nie 'n Vrydag nie. Daar's tye wat jy deur beproewinge gaan. Hier's mense in ons gemeente wat hier sit, wat deur siekte tye gaan, wat deur krisisse gaan in hulle lewe. Bly God vertrou. Glo my, hy kan vertrou word, want vriende, hy is absoluut vertrouenswaardig. Hoor wat sê die Bybel vir ons. Toe die apostel Paulus die evangelie gaan verkondig, word hy in die tronk gegooi. Hy word stikkend geslaan. In die binneste gevangenis sit hulle hom in hierdie voetboeie, en hy in hierdie moeilike posisie waar hy sit, en nou ek wil vir u sê, baie keer sit jy op 'n stoel, en dan skuif jy so intoe, en jy skuif so intoe, en ek sê baie keer vir mense, wat by ons kom kuier, sit maar die kussing agter jou rug, want daai bank kan jou rug nogal seer maak. Paulus sit in die binneste gevangenis, stikkend geslaan, die bloed loop, voete is in blokke, hy is vasgemaak, dat hy nie kan wegkom nie. En hy en Silas sit daar in middernag, sê die Bybel, het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Luister, hulle het nie God beskuldig. Here, kan u nie sien waardeur ons gaan nie? Is u nie 'n liefdevolle en genadige en barmhartige God nie? Luister, die Bybel sê die haar op jou en my hoof is getel. Jy en ek weet nie eens hoeveel hare ons op ons hoof het nie. God weet daarvan. Dink u dat hy ons in die middelste gevangenis sal sit? Onnodig? Sonder 'n doel, sonder 'n rede? Die Here sê ons sal deur baie verdrukking in die koninkryk ingaan, daarom vertrou die Here met jou hele hart ook nou. Wees getrou aan hom. Dis wat die wêreld en ons van mekaar onderskei. Die wêreldling kom in opstand teenoor die Here. Die wêreldling is ongelukkig. Ons wil net nader aan die Here kom, en ons pleit by hom, en ons smeek hom, en ons vra hom, om vir ons tog genadig en barmhartig te wees. Job, in Job 13 vers 15, hy sê, kyk, al wil God my ombring, ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Job 13:15 in die Engels sê, though he slay me, yet will I trust him. Een van die vertalings sê, al wil God my doodmaak, nog steeds sal ek op hom hoop. Want luister, hy is my enigste hoop. Hy is my enigste anker vir hierdie lewe en die lewe hierna. Dink u dat die dag wanneer ons by ons sterfdag kom, staan die Here in die hemel en hy sê, joh, ek het dit nie verwag nie. Dit is so ewe skielik, dat hierdie ding gebeur het. Dis nie God nie. Hy bepaal die dag van jou geboorte. En hy bepaal die dag van jou sterwe. Vertrou hom. Want daarna sal hy jou in sy heerlikheid neem, om vir ewig by hom te wees. Hoor hoe prachtig sê Job dit, in Job 19, 26 en 27, hy sê, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goede, en my oë en geen vreemde nie, sal sien my niere versmag van verlange in my binneste. Job sê, alles my liggaam besig om weg te kwyn deur die siekte. Alle die Here alles weggeneem. My huis, my vrou, my kinders, my kar, my alles. Het ek een verlange, ek wil hom sien. Luister, niks en niemand kan jou versadig soos die Here nie. Hoor wat ek hier sê. Daar die klomp ure wat jy ekstra werk, om daar jou paar handjies ekstra te hê vir pension wat nooit gaan kom nie.
of heel moontlik nooit gaan kom nie, kan nie jou versadiging bring soos die Here nie. Nie jou vrou nie, nie jou man nie, nie jou kinders nie, nie die bevordering by die werk nie, nie jou nuwe kar nie, nie jou vakansiehuis nie, niks kan hierdie vreugde en verlange in jou hart vul soos die Here nie. As u nog nie die boek Hooglied gelees het nie, gaan lees hom. Hooglied gaan oor hierdie wonderlike liefdesverhouding tussen die man en die vrou, 'n tipe beeld van ons verhouding met die Here Jesus. En daar staan gereeld, ek is my beminde sin, en hy is myne. Dis wat ons dra deur hierdie moeilike tye. Partykeer is dit lank en dit is uitgerek. Daarom sê die apostel Petrus, hy sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, luister as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Luister, die dag as ons voor God staan, gaan hy nie sê, Gerard, bring jou bankbalans, ek eers bietjie kyk hoe het jy gedoen. Hoeveel is daar in die rekening? Ek eers bietjie uitvind, wat het jy gery? Waar het jy gebly? En dan sal ek bepaal wat se loon jy sal verkry nie. Nee, die Here, hy dink so min van ons geld, dat hy sy strate van goud gaan maak. Wat staan hier? Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, bevind mag word tot lof en heerlikheid. Dit gaan oor, het ons vasgehou aan God deur die moeilike tye. Hier op aarde in tye van beproewing was ons in opstand teenoor God, of het ons geroep na hom, dat hy vir ons uitkoms sal gee, dat hy ons sal deurdra, dat hy ons sal bekragtig, dat hy ons sal versterk, dat sy genade vir ons genoeg sal wees. Vlug ons na hom, of vlug ons weg van hom. Dis wat hierdie gedeelte sê. Die dag as ons voor hom staan, gaan hy ons beloon ooreenkomstig ons geloof, geanker in hom, die onwankelbare rots van alle eeue. En dit bring my by die laaste gedagte, moenie. Nou Calvin is nou al 16, hy is amper al so groot as ek, maar sy pa vir hom sê, moenie. Hy luister hy nog. Hy is nog bietjie onseker wat kan gebeur. Moenie, dat jou idees, of gevoelens, jou geloof beïnvloed of oorheers nie. En dit bring ons by die laaste gedeelte, want hoor wat staan hier so, ontwaak, waarom slaap u Here, word toch wakker, verstoot nie vir ewig nie, waarom verberg u aangesig, vergeet u ons ellende en ons verdrukking? Vriend, ek wil jou die vraag vra, kan God vergeet? Die Bybel sê vir my, kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie, die Here slaap nie, die Here kan nie vergeet nie, die kinders van Korag is in so'n noodsituasie, dat hulle dink die Here slaap, dat hulle dink die Here sien nie, dat die Here hoor nie. Here, word wakker! Sien u nie wat aangaan nie? Dis nou al 2 jaar dat ek met hierdie siekte toestand sukkel. Here, dis nou al 5 jaar wat ek by die werksplek sit, en u ken die probleme daar. Here, my finansies wil nie beter raak nie. U weet wat die probleme is. U ken die sonde probleme waarmee ek worstel. U kan nou die blanko spasie invul. Luister, die kinders van Korag kom by 'n verkeerde gevolgtrekking uit. Ja, hulle vergeet nie wat God in die verlede gedoen het nie. Hulle vertrou hom met hulle hele hart vir die hede. Hulle is getrou aan hom, hulle sê, Here, al gebeur al hierdie goed, gaan ons u bly vertrou. Maar hulle kom op 'n punt uit wat hulle so half deur hulle emosies aan die neus gelei word. Ons bid en, dan kom nie uitkoms nie. Ons vra, ons het gevas en gebid. Ons het honger gelei, maar die Here het nie uitkoms gegee nie. Dan wil ek vir jou vra dat jy vanmôre sal sê, Here, ek weet. U sien, u hoor en u weet. Hoor wat sê Psalm 34 vers 7, hierdie ellendigheid geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Sê vir my, die Here al sy regverdiges uit al hulle benoudhede verlos, tot op die dag wat die Here sê, dis nou die einde.
Want daar is hoeveel van hulle wat deur stryd gegaan het, beproewing en selfs 'n marteldood gesterf het. Maar wat die Here vir ons wil kom leer is, te midde van en deur hierdie benoudhede wat hy my lei, is sy oor tot my hulp geroep. Hy slaap nie. Hy het nie sy aangesig vir my verberg nie. Hy is nie ook kwaad vir my omdat ek deur hierdie goed gaan nie. Hy is besig om my te vorm en te verander tot sy eer. 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep, dieselfde wat in Psalm 34 staan. Soos jy weet het ek die 26ste die oblation gehad, waar in my hart gewerk het. Ek wil vir u sê, toe ek uit die hospitaal of hy theater kom na oor die 3 ure, het ek daar in die hospitaalbed gelê, en ek was moedeloos. Gevoel of jy verraai was, hulle het gesê, hulle gaan my onder narkose doen, en die prosedure was lokale narkose, ek was by die hele tyd, die geweldige pyn waardeur 'n mens moes gaan, ek het verraai gevoel, hopeloos, na 5 jaar, 10 kardioloë, verskillende verkeerde medikasies, wat dokters jou gee, die een medikasie het 'n neeweffek gehad op dit, en op die volgende ding, het ek op 'n stadium vir die Here gevra, Here, waar is U? 5 jaar, hoe lank nog? Gaan dit nog 5 jaar wees? Gaan hierdie prosedure nou werk? En daai aand het ek omtrent niks geslaap nie, en van nie al die getuienis gehoor. Vroeg daar die dinsdagoggend ek regop gesit in die bed en hulle het die steek om uithaal hier by die hoofslagarm waar hulle ingegaan het en ek sit daar en ek dink vir myself, ek sien nie kans vir hierdie dag nie. En met die skofreiling 7 uur daardie oggend toe begin daardie klomp susters sing in 'n beurtsang. We praise your name, O mighty God. We bow before your throne. En toe hulle sing, toe loop die trane, toe sê ek, Here, U maak hierdie hospitaalbed, maak U 'n plek van aanbidding. My lewe behoort nie aan myself nie. Jy het jou lewe nie vir jouself gegee nie. Jy het nie iewers te gaan bel en bestel om te wees waar jy is in die omstandighede waar jy is nie. Daarom is die gebed, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U is die soewereine God. En ek sit in daardie hospitaalkamer, in daardie hospitaalbed. Ek moet seker op 'n stadium badkamer toe gegaan, want ek kon nie ophou huil om te dink dat ek so rebels kan wees teenoor God nie. Wie dink ek is ek? 5 jaar. Ek wil u vanmôre vra, miskien is jou lyding al 15 jaar. Miskien sit jy al 10 en 15 en 20 jaar in jou situasie. Luister, God weet beter as jy. En hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Nou ek sou nou amen gesê het as ek nie vanmôre stiltyd uitgehou het nie. Maar ek het vanmôre stiltyd gehou. En Spurgeon skryf in sy oggendoordenking, u kan dit gaan lees. Hy praat juis oor die verdrukking waardeur ons gaan en God se getrouheid. En hy sê, when we reach heaven, there will be no sanctifying us there. Heiligmaking is nou op aarde. Ons gaan nie eendag in die hemel geheilig word nie. Dis nou die tyd van heiligmaking, waar die Here ons deur sekere dinge stuur. No squaring us with affliction. No plaining us with suffering. Met ander woorde, al die probleme, al die stryd, al die verdrukkinge, al die moeilike tye waardeur ons gaan. Dis nou die tyd waar ons daardeur moet gaan. Hy sê, no, we must be made meet here all that Christ will do beforehand. And when he has done it, we shall be ferried by a loving hand across the stream of death and brought to the heavenly Jerusalem to abide as eternal pillars in the temple of our Lord. Jy is miskien vanmôre nog jonk en jy dink by jouself, waarvan praat hierdie ou? Ek het nie veel probleme nie. Ek het 'n goeie werk, ek het 'n kar gekoop, man. Ek het 'n meisie ontmoet nou die dag. Die lewe is 'n lied. Sing hom. Geniet hom nou. Maar so seker, soos ek en jy hier sit, is daar probleme wat aan jou kant toe sal kom, as jy kind van God is. Die Here sal jou heilig, die Here sal jou verander, hy sal jou vorm. Daar is 'n spreekwoord wat sê, if your faith cannot be tested, it cannot be trusted. 'n geloof wat nie op die proef gestel kan word nie, is 'n geloof wat ons nie kan vertrou nie. En ons geloof is nie in onsself of in ons eie vermoëns nie. Ons is te swak, ons is te nietig. Ons geloof is in die onwankelbare beloftes van die God wat hemel en aarde geskaap het en wat alles in stand hou deur die krag van sy woord. En ek wil vir u sê,
Hoe ouer ek raak, hoe meer pateties raak ek. Ek sukkel om pyn te vat. Vroeger jare polisman gewees, ek het gedink ek was 'n Rambo. En toe kom ek nou agter ek is Riempies. Ek het nie meer krag vir pyn nie. Ek gaan deur sekere dinge en ek dink by myself, gaan ek dit maak? Ek dink by myself nou die dag, Gerard, kan jy so pateties geraak het? In so kort tydjie. Maar wat is die Here besig om te doen? Die afbreekproses. My kind, bly in my. Ek kan geestelik nie staande bly as dit nie vir God se instaatstellende krag is nie. Ek het nie lus om op te staan om die Bybel te lees as God deur sy Gees nie my daartoe opwek nie. My die dissipline gee om te doen wat ek moet doen nie. As ek my sin kry vanmôre, gaan sit ek in 'n hoekie en ek bejammer myself. Want ag, shame, hoe swaar kry ek dit nie. Tot die Here 'n mens kom wys, dat ook dit wat ek deurgaan, wat u deurgaan vanmôre, is wat hy vir ons afgeweeg het. Daar is nie 'n harbreedte links of regs, buite God se raamwerk vir my en jou lewe nie. En ons gaan so 'n bietjie kyk in die weke wat volg, wanneer ons die Bybelse beradings, oordenkings uitsaai. Hoe die Here ons ook in tye van stryd dra. En ons deurdra om weer, wanneer die volgende een in daardie stryd is, te bemoedig en te versterk. Ek sluit die boodskap af. Die tema van môre was, waar is die Here in my donker dae van pyn, lyding en stryd? Die kinders van Korag leer ons om te onthou God se getrouheid in die verlede. Ons moenie ophou vertrou in die hede nie. Ons moet getrou aan hom bly, al gebeur wat ook al met ons. En ons moet nooit dat ons emosies, ons idees of gevoelens, ons geloof beïnvloed of oorheers nie. Hierdie teks is die teks van memorisering vir die week. Jesaja 43 vers 1, maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Nou van u het kleintjies. As ek vanmôre vir Reinhard moet vra, hy moet vir my vertel van sy kleindogtertjie, hoe lief is hy vir haar. Ek dink hy sal 'n hele erediens se tyd opneem. Na by Lodewyk, en ons gaan aan na Tiaan, en ons vra vir hulle, hoe voel jy oor daai dogtertjie, daai seentjie van jou? Ook, ek is lief vir hulle. Ek wil hulle beskerm, ek wil hulle naby my hê. Maar tussentyd het hulle al geval, en blou oog, stikkende knie. Jy dink vir jouself, maar ja, ek wil hulle net beskerm, en ek wil probeer die gedagte vir u deurgee, die Here sê jy syne. Daar gaan tye wees, waar hy jou deur dinge laat gaan, en jou deur dinge stuur om jou te vorm en te verander. En die hele gedagte is dat ons hom kan vertrou, want hy sê hy is ons skepper, hy is ons formeerder, en ons hoef nie te vrees nie. Ek sê vir Ethel dikwels, wanneer sy in die kar klim en sy ry, sê ek van Pop, ek sê ons lewe in Suid-Afrika, die gevaarlikste land in die wêreld. Daar gaan meer mense dood in 'n jaar by ons as in oorlog. Dan sê ek vir haar, ek kan nie saam met jou gaan heeltyd nie. Kan nie heeltyd by jou wees nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, God is by jou. En hy sal jou bewaar en hy sal jou deurdra tot die dag dat ons in sy heerlikheid moet wees. Ek wil vanmôre u uitstuur met hierdie gedagte. Wat ook al jou vrees, wat ook al jou situasie, wat ook al jou pyn, wat ook al jou lyding, hoe lank dit ook al mag duur tot op hede, weet God is getrou. Hy slaap nie. Hy is nie blind nie. Hy is nie doof nie. Hy kan vertrou word. Wees getrou aan hom, tot die dag dat jy hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Kom ons bid saam. Vader, ons verstaan nie altyd alles wat gebeur nie, ons het nie altyd antwoorde vir al die dinge wat oor ons pad kom nie. Maar een ding deur ons vanmôre, ons kan u vertrou. Ons lewe behoort nie aan onsself nie. Daarom sê Paulus in die boek Romeine, Here, dat of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan u. U wat die haar op ons hoof getel het, ons kan u vertrou met alles in ons lewe, en as u soms pyn en lyding oor ons pad bring, en soms, Here, omstandighede waar ons baie keer wonder, maar kan dit nie beter gaan nie, wil u nie maar 'n breek bring in hierdie proses van lyding nie, dan kan ons weet dat u getrou bly,
En U sê ons, U sal ons nooit bo ons kragte versoek nie. Here, U liefdevolle werking in ons is om ons voor te berei vir U heerlikheid. Om daaraan te dink, Here, ons is vir 'n tyd op aarde baie kort tyd in vergelyking met die ewigheid. Dan wil ons vanmôre nie in rebellie teenoor U opstaan nie, ons wil eerder buig en vra, doen slegs U wil, Heer. U wil ook met my. Ons dink aan hulle vanmôre in ons gemeente wat ly. Daar is van hulle wat al bitter baie jare siek is, en deur baie lyding gaan, by baie dokters was, en pyn beleef in die liggaam. Dankie vir hulle getrouheid. Daar is van hulle wat onlangs gediagnoseer is met kanker, en Here, mense wat ander siekte en kwale het, ons bid vir hulle, dat hulle sal vashou aan U, die ewige verbondsgod, dat ons nie sal begewe en verlaat nie. Ons lewe in 'n gefalle wêreld, ons lewe, Here, op 'n aarde wat ons weet aan die vloek onderworpe is, ons weet ons gaan eendag na die ewigheid beweeg, en daarom wil ons met blymoedigheid hierdie pad stap, ons wil ons verbly in U. Want Paulus sê, verbly julle altyd in die Here. Hy is die getroue God. En dankie Here dat ons weet, dat na hierdie tyd van beproewing, na hierdie tyd van stryd en lyding en vorming, sal U ons opneem in U heerlikheid. Sal ons U vir ewig sien soos U is. Sal daar geen kwale, hartseer, pyn, misverstande, en al die dinge waarmee ons nou worstel wees nie. Hou ons getrou nou, dat ons loon kan kry, om aan U voete neer te lê. Want U is die een wat ons getrou hou. U werk in ons. Daarom dank ons U, eer ons U, vir die God wie U is. En as U skepsele buig ons voor U en sê, Here, help ons. Ons is soms so swak. Deur U Gees stel ons in staat om meer as oorwinnaars te wees.